Die rasbedeling in Suid-Afrika is noodlottig gewond. Ons praat sommer van die rasbuffel. Maar dit is so, as 'n rasbuffel gewond is, dan is hy dikwels op sy gevaarlikste. En dan storm hy rond en lyk regtig asof hy sommer nuwe energie het. En ons beleef dit ook in Suid-Afrika. Ons sien eintlik plek strenge regulasies. En ons sien 'n desperaatheid om die rasbedeling in plek te hou. Maar die werklikheid is, hy is noodlottig gewond. En ons moet net eenvoudig aanhou en aanhou tot die rasbuffel finaal val. Die Solidariteit Navorsingsinstituut het 'n verslag bekend gemaak oor die stappe wat gevolg moet word om die rasbuffel finaal te laat val. Nou, dit sal wonderlik gewees het as daar 'n skakelaar was en ons kon net die skakelaar gedruk het en die rasbedeling is verby. Dit is my eerste keuse. Maar dit is nie so nie. Dis 'n stryd. Ons moet dit vir stukkie afkap en aanhou. Wat ons wel weet is, die bedeling kan nie hou nie. En hier by my is Connie Mulder en ons gaan so 'n bietjie praat oor die verslag wat uitgebring is. Ons het al so 'n bietjie in aanloop gepraat en ons het al dikwels gepraat oor die rasbedeling. Maar kom ons begin eers so 'n bietjie. Die toksiese aard van die Suid-Afrikaanse rassestelsel. Ja, en ek dink mense moet net van 'n oomblik en besef hoe abnormaal dinge in Suid-Afrika is. So ons het gaan navorsing doen oor soortgelyke stelsels wêreldwyd. En die eerlike bevinding is, daar is niks wat so verskriklik inmeng in daagliks lewe soos Suid-Afrika se stelsel. Die meeste rasgebaseerde wetgewing het net die doel om te keer dat jy op ras diskrimineer. President sal sê, jy mag nie iemand van 'n sekere ras uitsluit nie. Dis hoe dit meestal in die res van die wêreld lyk. Suid-Afrika is die teenoorgestelde. Hy is een van die min wat vir jou sê, jy moet op ras diskrimineer ten einde in te kry. En nou, die gevolge daarvan is vernietigend, eenvoudig. As ons net kyk na die koste van SCB, nou ons is 'n stem in die woestyn gewees vir 'n lang ruk wat sê, jong, hierdie ding is baie duur en hy gaan nie werk nie. En onlangs het daar toenemend meer vennote bygekom wat sê, maar ons kan duidelik sien, dit werk nie. En die vreemdste vennoot hier is sekerlik Gori Montash, wat onwetend ons gesteun het, deur by die mynbou in Indaba te sê, jong, as jy exploration nou doen, soos hy dit stel, dan het jy nie 'n swart vennoot nodig. Jy het presies woorde wat dan jy nie die las van 'n swart vennoot nodig nie. Maar as jy nou waarde kry, dan moet jy weer 'n swart vennoot inkry om die waarde uit te deel. So die las van ras. Die las van ras, min of meer. So dit sê, hy weet, hierdie is 'n koste wat jy op besighede sit. Ons weet dit, ons het dit gaan uitwerk, ons bewys dit, en die sterendeel is, ons bly nog steeds die enigste getalle. So jy kan oplei die president antwoord teen dit, almal antwoord, maar daar is nooit enige getalle in hulle antwoord nie. Ons sal sê ons jok. Ons sê, okay, watter deel jok ons? Nee, ons hou net nie van wat julle sê nie, so ons dink julle jok. En dit bly die getal wat staan tot dusver is, SCB kos Suid-Afrika omtrent tussen 1,5 en 3% BBP groei per jaar. Nou, dit klink min persentasies, maar baie prakties beteken dit as die wetgewing nie ingestel was nie, as maatskappye nie hoef te voldoen het aan dit nie, dan het daar 4 miljoen meer mense met werk gesit en was ons ekonomie dubbel so groot as wat hy nou is, as daai koste hou. Nou, dit is fenomenaal, dit is geweldig baie skade, wat elke liewe Suid-Afrikaanse burger gelei het. Ons almal is armer vir so klein elite. Dieselfde gaan dan na wat hulle noem regstellende aksie toe, maar dit is eintlik maar net raswette in die werksplek wat hulle gaan doen. Hulle dis die regering wat inkom en vir jou sê hoe jou werksmag moet lyk. En ons weet hulle weet dit is nie 'n lekker ding nie, want hulle steek dit weg agter laas. Jy het nou aangewese groep en nie aangewese groep, maar eintlik is dit net witmans en die res. En hy sit op 3-4 definisies later, maar hulle wil nou nie sê witmans nie, want dit val hard op die oor. Ons sien toenemend mal regulasies, regtig oorwegend mal met, ek weet nie hoe hulle dink hulle dit gaan afdwing op enige vlak nie, maar die nuutstes wat hulle gepubliseer het, wat afwyk van ons skikking af, het tot gevolg, as jy dit sou moes implementeer, is of die ekonomie moet 38% groei, jaar op jaar, wat ek dink net nie moontlik is nie, nee, ek weet dis nie moontlik nie, of jy gaan met mense begin vervang. En dan om te voldoen aan die minister se teikens, en moenie misverstaan nie,
Jy moet voldoen, anders is daar strawe, hulle maak baie duidelik, hulle gaan jou straf met tot 10% van omset. En dan moet jy 70,000 witmans vervang. Maar die sluit ook in 60% van die witmans in op vaardige vlak in landbou byvoorbeeld, en goed soos dit. Maar dis nie die absurditeit hiervan nie, die totale absurditeit is, hierdie teikens het 70,000 witmans, maar ook 113,000 swart vrouens wat vervang moet word. En dis hoe dit altyd eindig as jy begin besluit, ek in die Uniegebou weet beter hoe die land moet lyk, as die mense op grondvlak wat dag tot dag werk ensovoorts. En ek dink die simptoom waar ons sien, hoe regtig absurd en abnormaal ons samelewing geword het, is dat ons is een van die min lande, waar ons het laas jaar 'n cricketspan, verstaan, dis nie 'n skoolcricketspan nie, 'n provinsiale, professionele cricketspan, mense wat hierdie vir 'n lewe doen, wat uit 'n finaal uitgeskop is, omdat hulle verkeerde kleur swart bowler gehad het. Hulle het letterlik, hulle moes 6 swart spelers op hê, waarvan 3 Black African is, en toe het hulle, weens die kolfblad wat meer draaibowlers bevoordeel, het hulle 'n draaibowler ingesit, maar hy is toe nou 'n brein. So ons het 'n skeieregter op die veld, Yep. dan het mense ook 'n TV-skeieregter deesdae, Ja. maar dan het ons 'n derde skeieregter, 'n ras-skeieregter. 'n rasref wat letterlik gaan kyk het en na die tyd gesê hulle moet uit, en hierdie ding het in professionele netbal gebeur ook, as ook 'n span uitgeskop, maar die span, die Limpopo Baobabs, is uitgeskop omdat hulle vir 'n kwart te veel swart spelers op die veld gehad het. So nou het jy jouself afry, het 'n stelsel wat sê jong, ons wil graag swart mense meer betrokke kry by die goed. Nou het jy 'n span wat 7 swart spelers speel, en dan gaan jy wow. Kerels, is hier reg. Blaasievletjie, jy het jou rasref wat optree, en jy het nou by elke liewe skooltoernooi het jy reeds, dis net 'n aanvaarde ding as jy het 'n rasref wat sit en velle tel die hele game deur en kyk, okay, hang aan ooggids daar. So dalk as iemand baie tan deur die loop van die dag kan jy wegkom, maar daar's net geen manier hoe hierdie normaal kan wees nie, en ek dink nie mense verstaan nie, dis die uiteinde van 'n baie groot toksiese stelsel wat geweldig duur is, ons almal armer maak, behalwe so klein elite wat skatryk geword het dit. As gevolg van sy toksiese aard, hy is nie moreel regverdigbaar nie, kan hy nie hou nie. So die stelsel gaan inplof, en ons help met graagte die stelsel om in te plof. Maar ons kom ook agter dat daar ongelooflike druk uit die buiteland is. Ons sien wat die Amerikaners doen. Die Amerikaners het verskriklik druk, maar dit is baie eenvoudige ding. Die Amerikaners sê, hoorie, so hierdie is eintlik 'n tarief wat julle op ons hef. Ja. Ons wil met julle handel doen, en julle sê ons moet aan die volgende vereistes voldoen. So dis 'n tarief. En dit is 'n handelsbeperking. Ons het onlangs, was ons in Europa gewees, die algemene frustrasie in Europa teen Suid-Afrika se rassewette tel ongelooflik op. Ons is bewus daarvan dat die Europese Unie ook met president Ramaphosa gesprekke gehad, en laat ons weet dat een van die kwessies op die tafel was die rassewetgewing gewees. So daar is 'n algemene druk op hierdie stadium op die Suid-Afrikaanse rasbedeling. Internasionaal, maar ook plaaslik. Daar's al hoe meer besig om van onder af ook druk te kom, nie net van wit Suid-Afrikaners nie, maar alle Suid-Afrikaners. En hierdie druk van die buiteland af, van onder af, besighede in Suid-Afrika wat druk plaas, dit gaan tot gevolg hê dat die rasbedeling val. Ons sien dit ook al hoe meer, dat mense krities begin raak, uit swart geleerdheid, uit wit geleerdheid. Ons sien navorsing wat wys dat Suid-Afrikaners in die algemeen verwerp eintlik die rasbedeling. Maar nou moet mense op 'n manier reg kry om hierdie buffel die doodskoot te gee. En dit is wat julle verslag doen. Ja, so dit kom neer op, as jy 'n buffel wil doodskiet, dan moet jy mik. En dit is die druk wat ons sien is baie, is algemene druk, maar die probleem is as daai druk nie neergesit word op spesifieke punte nie, dan gaan dit baie meer vat om uiteindelik 'n verandering te kry, en dit gaan amper onhoudbaar moet wees. Maar die doel van ons verslag is om te kyk of ons daai druk kan kanaliseer na sekere punte toe wat nou onmiddellik kan verander, wat reeds moontlik is, en regtig internasionaal maar sowel as plaaslike druk vol op daai punte neer te sit. En die eerste ding is en bly ons korte einddatum. Ons korte einddatum vir die goed. Dit is alles as tydelik beskou in die aanvanklike wetgewing. Dit word as tydelik beskou in internasionale standaarde, en die ANC self sal sê dit is tydelik, maar hulle definisie van tydelik verskil so bietjie van ons sinne. Maar die feit dat hulle al erken het en gesê het nee, dis 'n tydelike maatreël, beteken tydelike goed eindig.
wanneer eindig dit? Ons soek 'n datum, kom ons kom ooreen wanneer ons dit doen. Nou, ek wens ook ons kon dit onmiddellik afstel, maar Bismarck het nog destyds gesê, politiek is die kuns van die moontlike. En mens moet baie hard gaan kyk na wat is moontlik en wat is nie. En dit is nie tans moontlik om dit net oornag af te sit nie. Daar is nie genoeg politieke mag dood eenvoudig in mense wat teen dit is se hande tot dusver nie. En ons ook nog nie naaste by genoeg druk op die regte plekke neergesit nie. So ons hoop om dit te kanaliseer. Ja, en die korrupsie wat gekoppel word aan die stelsel maak dit ook moeiliker, want die invloedryke ouens, die ouens in beheer, daardie korrupsie en die stelsel is geïnstitusionaliseer en dit is wat dit net alles moeiliker maak om die buffel geskiet te kry. Dis wat ons ook moeilik onthou is, dis 'n reuse teenstand, want daar is baie mense wie volledig afhanklik van hierdie stelsel is vir hulle inkomste, en dit is nou al wesenlike inkomste wat hulle maak dit uit. So hulle gaan hard beklei teen die ding afskaf. Die res van ons, 99% van Suid-Afrika, betaal vir hulle deur die stelsel. So die doel is om moet druk op sekere punte neer te sit. Die eerste is 'n maklike een, waar die FSA tans druk sit, die EU ook, is dit sê, jong, as 'n buitelandse maatskappy inkom, dan moet hulle aansoek doen om in die Equity Equivalence program in te gaan. Wat is, ek hoef nie aan 'n swart individu my eienaarskap oor te dra nie. Ek kan geld spandeer op gemeenskapsopheffing of op opleiding en goed soos dit, en ek kan op ECB telkaart beter punte kry. Nou dis net absoluut logies, dit moet die verstek wees vir buitelandse maatskappye, dat as hulle inkom, hulle outomaties in daai program ingaan. Dit is 'n regulasieverandering wat die minister kan publiseer. Dit is oornag as. Maar dis ongrypend, want dit onmiddellik spreek die hele ding van eienaarskap aan. Iemand kan nou kritiek lewer en sê, maar hoorie so, hoekom net die buitelandse maatskappye die werklikheid? As die kraakie in die wal kom wat buitelandse maatskappye betref, gaan die kraak in die wal kom vir binnelandse maatskappye. Dis die ding. So ons praat van die moontlike, is die ANC het reeds hier geskuif op Starlink, van interessantheid, na die druk toegepas is, het hulle reeds Starlink toegelaat eintlik om dit te doen, en dit beteken, jy moet die plek waar hulle retireer, moet jy nou juis meer insit. So dit sê, ons kan baie buitelandse druk op hierdie neersit, en as daai eers die norm word, dan gaan die binnelandse druk op dieselfde vereistes geweldig verhoog. Maar jy moet nou maar een geveg op 'n slag. So ons begin daar. Die ander een sal wees is om aan binnelandse maatskappye, waar kan hulle druk toepas, is redelik eenvoudig. Jy het nogal verskeie voertuie waar die eienaarskap punte kan kry. Maar die regering het 'n baie vreemde siening. Jy kan twee ouens hê wat langs mekaar staan op die fabriekvloer. Hulle doen dieselfde werk, hulle dieselfde betaal, hulle bly in dieselfde buurt. Maar as jy aandele vir die twee gee, dan tel net die swart een. Volgens die regering. Nou dis nie regstelling nie, dit maak nie lekker sin nie. Jy diskrimineer nou tussen mense wat in dieselfde klas is, wat dieselfde inkomste het, maar een is nou meer werd as die ander een. En daarom is daar 'n voertuig, in Engels is dit Employee Share Ownership programs, wat sê maatskappye gee aandele vir hulle werknemers. Ongeag Tans is hy op ras, maar ons sê dis maklik, maak dit die primêre voertuig vir punte kry op die ECB telkaart, dat jy jou werknemers eienaarskap gee in die maatskappy. Dit doen opheffing van mense wat dit kort, dit doen bateskepping wat 'n groot probleem is. Ons en daardeur sit ons in die hande van 'n groter groep mense. Ons breek hierdie individuele eienaarskap van die elite, en dit beteken dus dit is baie makliker om die totale stelsel te breek, want ons sit hom in die hande van gewone werknemers. Die rasie-element moet net uit. Maar presies, dit is al net hoekom, en hulle kan nie vir ons verduidelik waarom as jy nou vir werknemers in 'n maatskappy, so dis laer, middelklas en werkersklas mense wat aandele kry. Hoekom is dit nodig om hier van die aandelskemas, werknemer aandelskemas is al reeds sonder rasbepaling. Presies dit. So maak net dat die alle rasse tel vir punte. Die interessante deel is daar's baie internasionale voorbeelde van hierdie tipe aandelskemas, en die gevolge deur die bank is 'n verhoogde produktiwiteit, want mense het eienaarskap, beter aftrede, want nou het ek skielik aandele wat ek kan hou, wat my help met my aftreebeplanning, en beter kohesie. Ek kry mense wat meer inkoop in die ekonomie in, wat beter werk. So dit maak net 100% sin. Jy het hierdie voertuig wat goed benut kan word, maar soos die ANC tipiese doen, het hulle gegaan en toe gesê, nee, maar ons gaan net vir die swart ouens voordeel gee. Is verander dit, maak dit, as jy vir werknemers werklike insaag in die maatskappy kan gee, en aandeelhouding kan gee, maar moenie daar 'n ras element in sit nie. Jy het klaar op inkomste prakties gediskrimineer hier, te sê, maar jy moet op 'n sekere, jy moet 'n werknemer wees. So maak dit die primêre voertuig waardeur plaaslike maatskappye dan kan voldoen aan die huidige ECB vereistes. Dis 'n regulasieverandering hier. Dis nie 'n wetgewing, dis 'n dingetjie wat die minister net moet gaan sê. Inteendeel, hulle kan dit in Code 100 of van die BEE kodes waar rondom eienaarskap gepraat word. Dit gaan sê as okay, hierdie ding is nou sonder ras, en dan jy kan ander instrumente met ras hou as jy wil. Ek voorsien as jy
ene los sonder ras wat makliker is om te voldoen is dit die een wat gaan voldoen. Dan het ons in die werksplek, en dit is regtig die maklikste ding in die wêreld om te doen vir die regering is eerbiedig net die skikking wat jy geteken het. So impliserende ons was altyd by die onderhandelinge met die regering en ons altyd so 'n bietjie ongelukkig, ons in die regering het ongelukkig uit die onderhandelinge uitgestap, wat beteken is gewoonlik 'n goeie skikking, as niemand heeltemal happy is met hom nie. Maar wat hy gedoen het, is dit het die regering se behoefte om eerlikwaar politieke teater te doen rondom regstelling. Hulle weet ook Dis 'n skikking onder toesig van die internasionale arbeidsorganisasie. Dis presies hy. Dis internasionaal gemedieerde skikking. Die regering se mikpunt met hierdie is baie meer teater as werklik iets uitvoer, want jy kan nie 'n land herverdeel in welvaart in nie, en om teen 5% van die land te diskrimineer gaan nie vir 95% 'n reuse verskil maak nie. En hulle weet dit ook, maar dit gaan oor politieke teater. So hulle kan hulle wetgewing hou met die naampie wat sê ons gaan diskrimineer of ons gaan hulle moet regstel. Maar dan is daar 'n klomp riglyne rondom hoe doen jy dit. En dis baie belangrik dat daai goed deurkom, want die eerste is niemand mag hulle werk verloor as gevolg van hierdie nie. Jy wil nie nuwe onregte skep om nou ou onregte reg te maak nie. Daarna is dit as die maatskappy geadverteer het en mense van die aangewese groep doen nie aansoek nie, of hulle is te duur, of hulle het nie die vaardigheidsstel op daai oomblik wat nodig is nie. Dan kan hulle sê luister, ek het die posisie gevul met iemand wat ek kan bekostig, wat beskikbaar is en wat die vaardighede het. Jy mag dink dis common sense, dis baie skaars in die ANC, dat 'n maatskappy mense wil aanstel wat die 3 vereistes het, wie hulle kan bekostig. En hulle het na lang gesprekke ingestem en gesê, nou dink ek dit maak sin. Ons verstaan, dit sal 'n rede wees as 'n maatskappy sê, luister, ek het geadverteer vir 'n ingenieur, daar het een swart ingenieur aansoek gedoen, maar hy is dubbel wat ek kan bekostig. Ek kan dit nie doen nie, so ek moes. Die ander is as jy sê, ek is nie besig om te groei nie, my maatskappy krimp, so ek kan nie nou nuwe poste aanstel nie, my werksmag gaan nie verander nie, ek gaan in julle teikens voldoen nie. Dis ons het 'n logiese rede om te sê, ja natuurlik kan ek nie van 'n krimpende maatskappy verwag om klomp personeel aan te stel om nie, en ek kan jou nie beboet dan nie. Dis wat hulle ooreengestem het. Dis alles eintlik al reeds in 'n ooreenkoms, dit is 'n bevel van die hof gemaak. Presies net. En as wat ons sê, dat bevel moet dit geïmplementeer word. Net so terloops, ons het natuurlik ook litigasie teen die regering hieroor, en ons vertrou ons gaan daai wet, daai saak wen, en ons was ook by die internasionale arbeidsorganisasies baie onlangs, waar ons die regering aangekla het omdat hulle nie hierdie ooreenkoms implementeer nie. Ek dink dis die belangrike deel, dis die maklikste, hulle hoef niks te verander nie. Hulle moet net iets wat hulle reeds voor ingestem het, net sê, okay, ons doen dit. Dan het jy nog 'n angel wat jy trek uit die raadswetgewing uit. En die laaste voorstel wat ons het, is een wat bietjie meer, hy gaan 'n wetgewende verandering nodig hê. Maar dit is dis iets wat baie sin maak. Ons het tans 'n regstellende aksie, as jy in aanhalingstekens sit, wat uitdruklik net swart mense bevoordeel. Maar swart is nie meer 'n goeie maatstaf vir nadeel nie, of benadeling nie. Want jy sit tans in Suid-Afrika met die rykste mense is swart en die heel armste mense is ook swart. So as jy net swart gebruik, dan gaan jy die rykes teen net weer en weer bevoordeel. Maar presies is wat ons nou sien gebeur. Is wat SCB en raswette gedoen het, is dit het ryk swart mense skatryk gemaak. Maar terselfdertyd arm swart mense baie arm gemaak, saam met die res van ons, het almal verloor. So ons sê skuif vanaf ras na 'n behoefte gebaseerde ding, en dit sê gaan verander die definisie, in plaas van net op ras fokus, sê okay, die regering het tans 'n stelsel, SASSA, wat kyk na inkomste voor hulle jou bevoordeel. Hulle het 'n database met mense wat voldoen nie aan, hulle het die data, hulle het die vermoë om dit te verifieer, al daai goeders reeds. Gebruik dit as deel van die definisie vir gelyke indiensneming. Gaan in daai rigting. Die tweede een is, die regering het tans 'n stelsel wat kyk of voldoen jy aan die R350 COVID toelaag. Hulle het reeds goed wat kan verifieer, wat seker maak dat jy, want dis mense wat jy het nie inkomste nie, jy het nie werk nie, jy moet wys jy is regtig in nood. Gebruik die stelsel wat jy tans het in 'n departement en sê dis die tweede definisie is, as jy voldoen aan daai SASSA vereistes, wat huishoudelike inkomste meet, as jy voldoen aan die COVID toelaag, wat beteken jy is werkloos en jy is regtig in nood. En dan die laaste een is, die regering het reeds 'n stelsel by binnelandse sake wat weet wanneer mense gebore is. En so eenvoudig soos dit. Sê net, as jy na 1994 gebore is, of selfs na 27 April 1994, as jy nou wil pedanties wees, dan is jy ook aangewese groep. En die rede hoekom hierdie spesifiek so vir ons baie sin maak, is nommer 1, daar is geen nut aan, waarom sal jy teen arm wit mense diskrimineer om ryk swart mense ryker te maak? Ons wil armoede uitsorteer, dit is een van die mikpunte. Armoede ken nie regte kleur nie, en as jy armoede gaan instel as maatstaf, dan gaan jy steeds 95 na 96% van die mense wat jy help gaan swart wees.
maar dit gaan arm swart mense wees, nie ryk swart mense nie. Dan gaan jy in plaas van die regte kleur mense, die regte mense help. En dis die probleem tans. Die tweede is, ons wil graag werkloosheid aanspreek. Jy moet vir maatskappye aanspoor om werklose mense in diens te neem. Dit doen die COVID-toelaag deel, jy moet werkloos wees om vir daai ding te kan registreer. So gee vir maatskappye aansporings om werklose mense in diens te neem. Die laaste is, ons wil jeugwerkloosheid spesifiek aanspreek. So as jy net 'n datum sit van as jy na hierdie gebore is, dan is jy jeug. En dan is jy tans in 'n krisis wat werkloosheid betref. So spoor maatskappye aan om mense wat na 1994 gebore is, te help. Saam met dit maak regtig nie baie sin om te sê 'n kind wat tans die huidige stelsel is, 'n kind wat 2007, 2008 gebore is, moet nou teen gediskrimineer word vir regstelling van 'n stelsel wat afgestel is 10 na 15 jaar voordat hulle bestaan het. Dit kan ons nie 'n plek wees want ons gaan nie, want dan sal nie 'n einde in die verlede. Dan almal was lelik met iemand anders ergens gewees. Dan ons 'n sterk saak wat ons teen Rome moet gaan maak, want kan jy glo die Romeinse ryk het ons Galliese en Germaanse voorouers redelik geboelie. En dit is, jy kan dit nie aanhou vir ewig in 'n beter verlede ingaan nie. En as jy die definisie verander, dan beteken dit jy gaan die huidige stelsel omvorm om vanaf ras na 'n behoefte gebaseerde ding te doen en om mense wat regtig hulp nodig het te probeer in die ekonomie inkry, want dit is 'n belangrike deel. Ons sê nie en ons het nog nooit gesê, weet jy wat, jy moet niks doen nie. Jy is nie blind vir Suid-Afrika se sosio-ekonomiese krisisse wat rondom jou staan. Elke verkeerslig waar jy staan en iemand staan in bedel is 'n probleem. Ons sê dis tyd om iets anders te doen. En dit beteken ons is tans besig met obsessief die regte kleur mense te probeer bevoordeel. Dalk moet ons skuif na die regte mense bevoordeel. Dis arme mense, werklose mense en jong mense. En kom ons begin die stelsel omvorm om dit te doen. En deur daai te doen kan ons die rasangel trek van die ding. Goed, so wat julle verslag doen is die eerste twee spreek sterk eienaarskap aan, die tweede een is die rassediskriminasie in die werksplek self, en die derde een gaan eenvoudig oor die uitfasering. En as jy daai alles by mekaar sit, is gelyk aan die uitfasering van raswette. Dit is die heel belangrikste deel, bly ons korte einddatum. Ons moet die regering druk, ons moet die gesprek skuif na 'n einddatum toe. Nou weet ek mense gaan vir jou sê, jong, daar is nie 'n manier hoe dit afstel nie. Julle is heeltemal korrek, daar is nie 'n manier hoe ons dit vrywillig afstel. Ooit nie. Dit gaan nie gebeur nie. Wat mens wel moet doen, is gaan dink aan 2016, waar hierdie gesprek nie eers kon gehad geword het. Presies. Dit was onmoontlik. Jy kon nie eers begin praat teen hierdie nie. En gaan kyk net hoe baie het hierdie debat al geskuif en selfs net raswette al geskuif in 10 jaar. Inteendeel, Eskom met vrystelling van hierdie goed. Meeste staatsinstansies word nou vrygestel, munisipaliteite word vrygestel weens die las. Montashe nou, hulle gaan mynbou vrystel tot 'n mate. So die skuif is dramaties in die laaste 10 jaar. Maar dit vat volgehoue druk, jy moet die hele tyd aanhou jou vinger in daai wond druk en seker maak dat die ding dat hy doodgaan. En dit beteken ons is nie onder die illusie dat ons gaan ons plan gee en die regering gaan Cyril gaan sy kop gaan. My maggies, ek het nog nie daaraan gedink nie. Wraggies, hier is dit. Nee, jy gaan moet aanhou druk sit, maar wat ons kan sien is as ons net 10 jaar terugkyk, die druk werk, ons stoot in 'n vaste rigting en jy kan dit nou sien in Shakespeare se bekende The Lady Doth Protest Too Much. Hulle het nog nooit so baie raswette verdedig soos nou nie. En dit beteken hulle voel ook nee, die dood is hier. Die ding is op sy einde, die partytjie is einde se kant toe. Ons moet nou vat wat ons kan voordat dit tot 'n val kom. En dit sê die tyd vir petroltrap is nou. Moenie swartgallig raak en dink weet jy wat, ons kan in 'n geval niks doen nie. Hier sit ek nou maar, laat hulle my ek gaan net kies watter posisie ek sit voor hulle my teregstel. Dis nie waar ons is nie. Ons is in 'n sterk posisie. Ons het oor die laaste 10 jaar hierdie debat dramaties geskuif. Ons kan in die volgende 10 om nog verder skuif tot ons uiteindelik hier teen 2030, 2031 uiteindelik dink ons die einde van hierdie stelsel sien. Kyk, ons gaan die petroltrap laat dit bars. 100%. En gelukkig is daar baie ander mense wat op die oomblik ook die petroltrap. Ons is tog al verbaas oor die verskillende mense. So die goed waarmee ons op die oomblik besig is, in die eerste plek is ons besig met plaaslike litigasie. Ons het litigasie teen die huidige regulasies, ons het litigasie oor die ooreenkoms wat ons bereik het by die LO, ons het litigasie oor verkrygingsprosesse in die staatsdiens, ons het litigasie teen die groot rasfonds. So al daardie goeders is ons besig met plaaslike litigasie en kyk, ons litigeer nie om te verloor nie. Dit is nie ons besigheid nie, en ons is nogal wolfik. So ons gaan aangaan daarmee, ons gaan ongelooflike druk op hulle plaas. Die tweede een is internasionale druk. Die eerste een is die Amerikaners plaas verskriklik baie druk. Ons sien dit al hoe meer van die Europese Unie. En dan in die derde plek is dit die internasionale forum, soos byvoorbeeld die Internasionale Arbeidsorganisasie.
waarby ons ook klag het. En dan derdens is dit dan plaaslike vennootskappe wat ons sluit, gesprekke wat ons met mense het, gesprekke met COSATU en dan laastens ook gesprekke met die regering. Om hulle te druk, om eenvoudig aan te hou. So die feit van die saak, ons gaan eenvoudig aangaan, ons gaan aanhou om die petrol te trap. Raswette is nie hier om te bly nie. Raswette moet waai. En ons sal alles moontlik doen om hierdie rasbuffel te laat val. Die goeie nuus is, hy is fataal gewond. Die vraag is, hoe lank gaan hy nog struikel? Ons sal hom graag help om te val. Solidariteit het 'n stewige teenwoordigheid op sosiale media. As jy meer programme soos hierdie potsending wil sien, besoek Solidariteit se sosiale media. Dit is nou op Spotify, YouTube, Facebook en oral op sosiale media.